Hallo almal en baie welkom. Is julle reg om julle brein 'n bietjie te toets? Ons gaan sommer so speel leer vir die natuurwetenskappe eksamen. Hier is 'n lekker vinnige vasvrae spesiaal vir julle. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Jep, julle is almal slimkoppe. Ek is so bly julle het ingeskakel. Ons gaan vandag 'n paar superbelangrike vrae deurwerk, net om seker te maak julle voel heeltemal reg en vol selfvertroue vir daardie groot toets. En hoe werk dit? Wel, dit is super duper maklik. Eerstens, ek gaan 'n vraag vra. Tweedens, jy vat so 'n oombliekie om te dink wat die antwoord is. En derdens, dan wys ek vir jou die regte antwoord en ons kyk saam. Klink goed, né? OK, kom ons begin. Goed, hier gaan ons. Ronde 1 en ons gesels oor lewende en nie lewende dinge. Dis nogal interessant hoe alles van mekaar afhanklik is. Is julle gereed? Hier kom daai eerste vraag. OK, dink gou mooi hieroor. Noem vir my 2 basiese, nie lewende dinge wat absoluut alles wat lewe nodig het. En die antwoord is, enige 2 van julle is reg. So ons het lig, water, grond, klippe en natuurlik sonligenergie. So as jy gedink het aan water en sonlig, is jy reg. As jy dalk lig en grond in jou kop gehad het, is jy ook reg. Fantasties, mooi so. Volgende vraag. Nou, kom ons fokus 'n bietjie spesifiek op plante. Waarvoor presies gebruik 'n plant nou weer grond en klippe? Ja, presies dit. Dis vir 2 groot redes. Eerstens, om daai wortels lekker stewig te anker sodat die plant nie omwaai nie. En tweedens, natuurlik, om al die goeie voedingsstowwe uit die grond te kry. Julle is op dreef. OK, so dis hoe dit werk vir plante. Maar wat van die diere? Waarvoor het hulle grond en klippe nodig? Dink 'n bietjie. Absoluut. Dis vir beskerming en 'n veilige plekkie om voort te plant. Jy weet, soos 'n meerkat wat 'n gat grawe om weg te kruip, of 'n skilpad wat haar eiers in die sand begrawe waar dit veilig is. Alles in die natuur werk net so slim saam. Reg, laaste vraagie vir ronde 1. Dink 'n bietjie aan daai klein kronkelende vriendjies onder die grond, die aardworms. Wat is hulle superbelangrike werk nou eintlik? Julle het hom. Hulle grawe tonnels om die grond lekker los te maak en vol lig te kry en hulle maak dit ook sommer meer vrugbaar. Hulle is soos die natuur se klein tuiniers. Fantasties gedoen almal. Ronde 1 is in die sakkie. OK, is julle reg vir ronde 2? Dis ons laaste ronde. Nou gaan ons 'n bietjie dieper kyk na diere se skelette. So, maak julle gereed? Hier kom dit. Goed, eerste vraag vir die ronde. As ons kyk na diere se skelette, in watter 2 hoofgroepe kan ons hulle verdeel? Wat is daai 2 groot name? Daar het julle dit. Dis gewervelde diere en ongewervelde diere. Die groot verskil? Gewerveldes het 'n ruggraat. Dink aan 'n leeu of 'n vis of jouself. En ongewerveldes, hulle het nie 'n ruggraat nie. Dink aan 'n spinnekop of 'n slak. OK, kom ons kyk 'n bietjie nader na daai eerste groep. So, wat presies is die definisie van 'n gewervelde dier? Wat maak 'n dier 'n gewervelde? Hierdie is 'n belangrike een om te onthou, hoor. 'n Gewervelde dier is 'n dier met 'n ruggraat en daai ruggraat is deel van 'n endoskelet. Endo beteken binne, so dis 'n skelet aan die binnekant van die lyf en die ruggraat self bestaan uit 'n klomp klein beentjies, die rugwervels. Nou, hierdie gewervelde diere word in 5 groot groepe verdeel. Kan jy aan ten minste 2 van die 5 groepe dink? Noem sommer 2. Het jy 2? Kom ons kyk. Ons het soogdiere, voëls, reptiele, amfibieë en visse. So as jy enige 2 daarvan genoem het, is jy 100% korrek. Dink net daaraan. Ons is soogdiere, 'n hoender is 'n voël, 'n krokodil is 'n reptiel, 'n parra 'n amfibie en 'n harie is 'n vis. Sien, briljant. Hier's 'n interessante vraag. Het jy al ooit gewonder hoekom 'n gewervelde dier soos 'n blou walvis regtig groot kan word, terwyl 'n ongewervelde soos 'n gogga maar klein bly? Wat's die geheim? Wel, dis omdat hulle skelette saam met hulle groei. Omdat die skelet binne is, kan dit net aanhou groei soos wat die dier groter word. En dis hoekom hulle so massief kan word. Dis 'n reuse voordeel. OK, 'n lekker feitevraag. Dink 'n bietjie aan die amfibieë, soos paddas. Daar is iets heeltemal uniek aan hoe hulle asemhaal. Weet jy wat dit is? Is dit nie net ongelooflik nie? Hulle haal asem met hulle longe, nes ons, maar hulle haal ook asem deur hulle vel, albei. Dis juis hoekom hulle velletjies altyd klam moet wees, sodat hulle daardeur kan asemhaal. Reg, ons het nou die gewerveldes goed onder die knie. Kom ons spring oor na die ander span, die ongewerveldes. So, wat is die definisie hier?
Dis nou die presiese teenoorgestelde. 'n Ongewervelde dier is een wat nie 'n ruggraat het nie. Baie van hulle het nie 'n skelet aan die binnekant nie, maar eerder 'n harde dop aan die buitekant. En dit noem ons 'n exoskelet. Exo beteken buite. Kom ons sit hulle gou langs mekaar om die verskille duidelik te sien. So, gewervelde diere, hulle het 'n ruggraat. Hulle skelet groei lekker saam met hulle en daarom kan hulle baie groot word. En die ongewerveldes, wel, hulle het nie 'n ruggraat nie. Hulle harde dop, dit groei nie saam nie en dit beteken hulle groei word beperk en hulle moet vervel om groter te word. So, kom ons praat 'n bietjie meer oor daai harde dop, die exoskelet. Wat is die funksie daarvan? Hoekom is dit so 'n goeie ding om te hê? Dink daaraan soos 'n ridder se wapenrusting. Dis perfek. Dit beskerm al die sagte organe binne, dit gee ondersteuning en vorm aan die lyf en dis waterdig. So dit keer dat die diertjie uitdroog. Dis nogal 'n hele paar belangrike take. Maar, so 'n harde dop het ook 'n nadeel. Dis nie net voordele nie. Daar's een groot probleem daarmee. Wat dink jy kan dit wees? Ja, die probleem is, daai dop kan nie groei nie. So as die dier groter word, moet hy uit sy ou stywe dop uitklim. Ons noem dit vervelling. En vir daai klein rukkie net nadat hy vervel het, is sy nuwe dop nog sag en dan is hy baie kwesbaar. OK, hier is hy. Die heel laaste vraag van ons wasvraag. En dis 'n bietjie van 'n moeilike een. Wat op aarde is 'n hidroskelet? Het jy al van dit gehoor? Wel, hydro beteken water. So dis 'n skelet wat gemaak is van vloeistof wat in die lyf is. Dink aan 'n aardworm. Hy gebruik sy spiere om daai vloeistof in sy lyf rond te stoot en dis hoe hy van vorm verander en kan beweeg. Dis ongelooflik slim, né? En dis dit. Jy het die einde van die vasvraag gehaal. Pike gedoen. Jy het deur al die vrae gewerk en jou brein 'n fantastiese oefensessie gegee. Wow, ek is regtig super trots op jou. Jy het fantasties gedoen. Nou kan jy met baie meer selfvertroue in daardie eksamen instap, want jy ken hierdie werk. So baie sterkte. Hou aan om vrae te vra en nuuskierig te wees. Totsiens.